Goeiemôre geliefde broers en susters, baie welkom by die erediens hier vanuit die Gereformeerde Kerk George in die Suid-Kaap. Mag ons elkeen ook, terwyl ons met gebed besig is, ervaar dat die Here by ons is. Ons begin ons erediens en begin met Wotum en Intrelied, die koraalgebed. Ons sing verse 1 en 4, vers 4. Ons bid o God dat U ons seën, U gees en guns aan ons verleen, dat ons aan U korale bied, welklinkend tot U lof, ons lied. Ontvang ons die seën van die Here en dan as loflied sing ons Psalm 48. Die Here is groot waar Sion top, omwentel uit die dieptes op. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak. Nou die koraalgebed, die seën van die Here en dan Psalm 48, waarna ons geloof bely. Geliefde gemeente, genade, vrede, liefde en barmhartigheid word aan julle elkeen geskenk van God ons Vader in die liefde van ons Here Jesus Christus, wat deur die kragtige werk van die Heilige Gees in elkeen van julle vermeerder sal word. Amen. Nadat ons geloof bely het, antwoord ons met Skrifbereiming 14:2, verse 1 en 2.
Ons bely vanoggend ons geloof met die geloofbelijdenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En ons glo in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Luister vanoggend na die wet van die Here soos dit vir ons in Eksodus 20 verse 1 tot 17 aangeteken is. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder
of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde aan die duisende wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons begin ons gebed met lied 241 verse 2 en 3, vers 2, U die kenner van ons harte, sien my skuld en ken my nood. Vers 3, al is ek in skuld gebore, is ek in hom uitverkore voor U woord in skepingsmag, nag geskei het van die dag. Die 241 as intrede tot ons gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ja, Here, 3-maal heilig is U grote naam. Vader, Seun, Heilige Gees. Ons Skepper, ons vriend, ons trooster. Dankie dat ons hierdie week en ook hierdie gebed in U naam mag begin. U naam wat groot en heilig is. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding en lofprysing tot in alle ewigheid toe. Ons dankie vir soveel seëninge wat ons elke dag uit U hand ontvang, onverdiend. Onverdiend vir alles ons na U wet luister en hoor hoe ons oortree, waar ons oortree, wanneer ons oortree. Here, dankie vir dit wat ons van U af ontvang. Dat ons ook kan bid
vir skuldvergifnis, vir u kan dankie sê daarvoor. Ons vra vir genade, Here. Genade vir elkeen wat siek is, hartseer is, eensaam is, dat u sal genees ook in hierdie tyd waar daar vrese is oor die virus, of het gegrond is of ongegrond is. Dat u ons ook sal rustig maak in hierdie situasie. Wees u met hulle wat hartseer is. Hartseer is oor geliefdes wat nie gesien kan word nie. Geliefdes wat ver is, wat eensaam en alleen is. Ja, Here, wees u die trooster in, wees u met elkeen van hulle. Here, wanneer ons om genade vra, vra ons ook genade vir ons land, vir ons mense, vir ons gemeente. Dat u elkeen sal seën, dat u deur u Gees in almal se harte sal werk, om te kan besef en te weet, dat u koning is, dat u regeer oor alles en almal. Daarom bid ons ook vir reën, Here, op plekke waar dit nog droog is, waar damme besig is om leeg te raak, dat u die hand van seën ook daar sal uithou. Maar dat u ook in ons harte sal werk, dat u ook in ons gedagtes sal woel, dat ons sal luister as u met ons praat. Ook wanneer ons nou na u woord luister, dat u ons gedagtes sal gee om in te neem en te verstaan. 'n Hart wat oop is om te bewaar. Ore om nie net te hoor nie, maar te luister, Here. Maar dat u ons ook, selfs waar ons nog beperk word, om u lig in die waarheid uit te dra in die wêreld daar buite. Vir die van ons wat al mag werk, dat ons dit daar sal doen, maar dat ons altyd so sal leef en optree, soos u kinders. Ons vra dit in ons koning se naam, Jesus Christus. Amen. Ons luister vanoggend na die woord van die Here deur saam te lees uit Psalm 145 en wel vanoggend uit die Bybel 'n direkte vertaling. Dit is interessant dat hierdie Psalm op 'n baie besondere wyse geskryf is. Dit word ook 'n akrostiese gedig genoem, waarin elke vers of kleinerige eenhede daarvan, soos in 'n gedig, met 'n opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet begin. Altesaam is daar 7 sulke akrostiese psalms. Psalm 25, 34, 37, 111, 112, 119 en dan ook Psalm 145. Die enigste ander akrostiese gedig in die Bybel kom in Spreuke 31, verse 10 tot 31 voor, waar die deugde van 'n goeie vrou beskryf word. Anders as ons alfabet wat 26 letters het die Hebreëse alfabet net 22 letters en tradisioneel is slegs konsonante gebruik. In hierdie Psalm maak Dawid net van 21 letters gebruik. Die 14de letter Nun ontbreek. Die vertalers wat die Ou Testament in Grieks vertaal het egter hierdie letter en vers ook neergepen. Psalm 145 met die einde van Psalm 144 aan die begin en die einde van Psalm 115 aan die einde staan ook bekend as die Ashrei. Dit word as een van die belangrikste gebede in die Joodse tradisie beskou, wat op dankbaarheid en lof gerig is, soos ons ook in Sondag 45 van die Heidelbergse Katekismus gehoor het. Kom ons begin dan ook met die laaste deel van Psalm 144, die Ashrei. Die Ashrei beteken om gelukkig te wees. Psalm 144 vanaf vers 15. Hoe gelukkig is die volk met wie dit so gaan? Hoe gelukkig is die volk wie se God die Here is? Psalm 145, 'n loflied van Dawid. Ek wil u verheerlik, o koning my God. Ek wil u naam prys vir altyd en ewig. Elke dag wil ek u prys en u naam loof vir altyd en ewig. Groot is die Here en baie lofwaardig. Sy grootheid is ondeurgrondelik. Geslag na geslag besing u werke, u magtige dade verkondig hulle. Oor die glans van u luisterryke majesteit en die woorde van u wonders wil ek nadink. Oor die krag van u ontzagwekkende dade praat mense, van u grootheid wil ek vertel. Oor herinneringe aan u groot goedheid sal hulle uitwy, oor u regverdige optrede sal hulle juig. Genadig en barmhartig is die Here,
geduldig en groot in troue liefde. Die Here is goed vir almal en sy barmhartigheid strek oor al sy werke. Here, al u werke loof u en u troue volgelinge prys u. Oor die majesteit van u koningskap praat hulle en u mag verkondig hulle, sodat die mensdom kan kennis neem van u magtige dade, van die majesteit van u glansryke koninkryk. U koningskap strek oor alle ewighede, u heerskappy duur deur al die komende geslagte. En dan die vers wat nie in ons Bybels verstaan is nie. Die Here is getrou aan al sy woorde en genadig in al sy dade. Die Here ondersteun almal wat val en help almal op wat neergedruk is. Alle oë kyk vol verwagting na u en u gee vir hulle kos op tyd. Wanneer u u hand oopmaak, versadig u al wat lewe met wat hulle wil hê. Regverdig is die Here in al sy weë, getrou aan alles wat hy gemaak het. Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom in waarheid aanroep. Hy vervul die wens van die wat vir hom ontzag het. Hulle hulp geroep hoor hy, en hy verlos hulle. Die Here beskerm almal wat hom liefhet, maar al die goddelose mense vernietig hy. My mond sal die lof van die Here verkondig. Alle mense moet sy heilige naam prys, vir ewig en altyd. Ons sal die Here prys, van nou af en vir altyd. 93:2 en ons sing verse 1 en 5, vers 1. Met krag omgord as koning is die Heer, hy wat oor al sy maaksels bly regeer. Hy het homself beklee met majesteit, hy wat regeer in alle ewigheid. Psalm 93, verse 1 en 5. Ons fokusvers is vanoggend vers 13. U koningskap strek oor alle ewighede. U heerskappy duur deur al die komende geslagte. Hier het ons tema God regeer, aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Geliefdes, omdat Here Jesus Christus met die Onse Vader 'n gebed met eintlik relatief min woorde, leer ons Here Jesus ons om vir baie dinge te bid. Die vraag is, besef ons wat ons bid, wanneer ons bid? Veral as ons bid, laat die koninkryk kom. Onder andere bid ons dan dat ons Here Jesus se wederkoms moet plaasvind. Is ek en jy reg daarvoor? Of is daar dinge in my lewe wat ek nog eers graag wil afhandel, bevordering kry, nog 'n boek skryf, wag vir my kind of kleinkind of agterkleinkind om gebore te word? Ek wil daarom eers matriek skryf of my gradeplegtigheid bywoon. Is ons gereed om ontvang te word wanneer ons Here op die wolke terugkeer? Geliefdes, tot daardie dag aanbreek, leer die katekismus ons die volgende met vraag en antwoord 123. Wat is die tweede bede? Die antwoord is, laat u koninkryk kom. Regeer ons so deur u woord en gees, dat ons
ons hoe langer hoe meer aan u onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen u opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige woord bedink word, totdat die volkomendheid van u ryk kom, waarin u alles en almal sal wees. Wanneer ons dan bid dat God se koninkryk moet kom, bid ons dat dit in die plek van die koninkryk van hierdie wêreld sal kom. Dit beteken ook noodwendig dat daar gebid word vir die stryd wat tussen Christus en die anti-Christ aan die gang is. Ons moet altyd onthou dat ons hierdie gebed met Onse Vader begin het. Dit beteken dat ons kinders van die hemelse Vader is. Daar is dus 'n vader-kind verhouding. Maar die oomblik wanneer ons bid van 'n koninkryk of 'n regering van 'n regering praat, maak dit ons burgers en selfs soldate van hierdie koninkryk waaroor ons vra of praat of bid. Hier is daar weer 'n koning-landsburger verhouding of 'n koning-soldaat verhouding wat weer baie nou by God se heiligdom, die eerste bede aanpas waar God se naam geheilig word. Daarom bid ons ook met hierdie bede en met die hele Onse Vader vir die spoedige wederkoms van ons Here Jesus Christus, sodat sy ryk in volheid sal kom en al sy vyande finaal vernietig sal word. In hierdie kunskap wat ons met ons Vader in die hemel het, het ons ook 'n besondere verhouding in ons soldaatskap met ons koning Jesus Christus. As ware word ons as soldate opgeroep om saam as die leermag van ons koning op te trek teen die bose magte. Daarom speel ons roeping so 'n groot en belangrike rol en moet ons besef dat dit nie net 'n dominee is wat 'n roeping het nie. Wanneer elkeen van ons bid, laat u koninkryk kom, bid ons as soldate, as geroepenes, en moet ons bereid wees om tot hierdie stryd toe te tree en hierdie stryd te stry, selfs alles tot die dood toe op te offer. Geliefdes, daarom mag ek en jy nie uit hierdie leermag uitdros nie, ons mag nie wegloop nie, ook nie op sogenaamde veilige plekke gaan wegkruip nie, al wil ek en jy dit so graag doen, of al is ons dalk reeds besig om dit wel te doen. Probeer wegkruip van die wêreld en aan hoë mure en skanse om myself bou. En dit is nie noodwendig by 'n gebou of waar die oorlog plaasvind nie. Dit gebeur sommer elke dag hier in ons daaglikse lewens. Bly ek en jy nie maar baie kere stil wanneer ons moes gepraat het, terwille van ons eie belang? Of hou ons maar doof as daar met ons gepraat word? Laat die res maar bietjie aangaan. Ek gaan my nou self eers 'n bietjie van die kerk onttrek. So anders as wat ons gereeld met Psalm 40 sing, ek bied u hart in hande, in willige offerhande, al wat ek is en het. Ons optrede moet so wees dat ons eendag saam met Paulus kan sê, ek het die goeie stryd gestry. Geliefdes, daarom bly die kerk van die Here op aarde 'n strydende kerk. Veral in hierdie tyd waar ons verplig of aangemoedig word om nie nou fisies by mekaar te kom nie. Dit maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. Dit bly 'n stryd. Selfs al kan mense sê dat wanneer iemand hom of haarself uit hierdie stryd onttrek, so 'n persoon 'n verraaier genoem kan word. En dit is verskriklik om te dink dat ons dit maar dikwels doen. Daarom begin ons ook ons gebed met ons Vader. Sien net ek wat bid of jy wat bid, nie maar al die gelowiges saam. Daarom bid ons wanneer ons vir die koms van die koninkryk bid. Al bid ek alleen vir myself, bid ons spesifiek vir die kerk van die Here. Daarom moet ons elkeen ook op ons knieë bly om ook vir ons Here te vra om ons leiding deur sy Gees te gee, sodat elkeen van ons beter onderdane van hierdie land en soldate van die weermag en hierdie koninkryk van ons Here sal word en wees en bly. Verder leer die katekismus ons dat ons ook met hierdie bede bid dat die kerk van die Here bewaar en vermeerder sal word. Wat aan die een kant hartseer is dat baie mense in hierdie tyd hulle rug op die kerk draai. Daarmee saam ook van die Here af wegdraai. So word die kerk al hoe verder op die agtergrond geskuif.
Ek gaan liewer ter Sondagoggend nog 'n fliek stream, of ek gaan nog so 'n bietjie nog 'n nuwe TV-reeks kyk. Daar is selfs oor die wêreld mense heen wat sê, nee wat, die kerk kan my in elk geval nie nou help nie. Ek sal maar na myself kyk. Of mense wat sê, weet jy dominee, ek het daarom nou al regtig genoeg vir die kerk gedoen. So asof hulle daarmee wil sê dat hulle ook genoeg vir die Here gedoen het. En dan vergeet ons dat die kerk en daarmee ons saam op alle terreine ons God se lig in hierdie wêreld moet laat skyn. Ons moet aanhou om sout en lig in hierdie wêreld te wees. Aan die ander kant is dit wonderlik dat die kerk van die Here juis in swaar tye soos nou 'n oplewing beleef. Soos iemand op Facebook gesê het, dit is daarom lekker om sommer na 3 eredienste op 'n dag te kyk. Of soos een van ons eie lidmate gesê het, dit is wonderlik van ander lidmate in my wijk om van hulle boodskapies van ondersteuning en bemoediging te ontvang. Of mense wat na vore kom en vra, waar en hoe en wanneer kan ons help? Kan ons vir iemand kos vat? Is daar iemand wat dalk nie 'n preek kry nie? Kan ek dit vir hulle gaan aflaai? Ek wonder of ons besef dat wanneer ons bid, laat U koninkryk kom, ons bid dat God sy kerk teen alle gevare van binne en buite sal beskerm. Daarmee saam dat ons as kinders van ons Vader, as soldate van ons Here Jesus Christus, ons ook self te midde van hierdie gevare stel. Besef ek en jy dit? Ons weet dat God sy kerk self in stand hou, maar besef ek en jy dat hy mense vir jou en vir my gebruik om dit te doen. Ons bid ook met hierdie bede dat die kerk sal groei en sal vermeerder. So sal groei en vermeerder totdat die volle getal gelowiges bereik is, dat dit volkome sal wees, sodat ons Here weer kan terugkeer op die wolke. Groei beteken lewe. Die omgekeerde van groei is doodgaan. Met die kerk is dit maar dieselfde as met 'n boom of met 'n plant. Wanneer 'n boom nie meer groei nie, is hy of besig om te stagneer of agteruit te gaan, of om dood te gaan, te sterf. Dieselfde met vermeerdering. Wanneer die getal gelowiges nie meer word nie, vind daar nie groei plaas nie. So bid ons nie net vir ons eie gemeente, ons eie kerk nie, maar vir die kerk van die Here in die hele wêreld. En dit sluit nie net getalle groei in nie. Dit sluit ook geestelike groei in, veral geestelike groei. Noodwendig ook om vir, kom ons noem dit, die kerke of gemeentes te bid, selfs in ons eie kerkverband, waarvan ons nie hou nie, of waarvan ons nie altyd mee saamstem wat hulle doen nie, laat ons ook vir hulle met hierdie gebed bid. Intussen moet die kerk groei en vermeerder oor die lengte en breedte van hierdie aarde van ons. Groei en vermeerder dat ons en alle ander gelowiges in genade en met vrymoedigheid die evangelie van Jesus Christus mag uitdra en sal verkondig. Sodoende is dit elke lidmaat se roeping, elke lidmaat se verantwoordelikheid om getuies van hierdie genade van God te wees. Ook om die blye boodskap van ons Here Jesus Christus se verlossing oor die ganse wêreld te verkondig. Ook in hierdie tye van inperking moet ons dit steeds doen. Ons moet egter onsself nie so in hoek vasverf en so afsonder dat ons nie self meer gevoed word nie. Geliefdes, wanneer ons bid dat laat U koninkryk kom, bid ons juis dat ons ligdraers van die evangelie in hierdie wêreld sal wees en dat ons dit met elkeen sal deel waarmee ons in aanraking kom. Onthou, voordat die laaste mens op aarde nog nie van Jesus Christus en sy verlossing gehoor het nie, sal ons Here nie op die wolke terugkeer nie. Wanneer ons dan traag is en huiwer om die evangelie van verlossing te verkondig, vertraag ons in werklikheid Jesus Christus se wederkoms. Derdens leer die Heidelbergse Katekismus dat ons ook in dieselfde asem bid dat die werke van Satan vernietig sal word. En hoe waar is dit nie, geliefdes? Teenoor die koninkryk van die lig, die koninkryk van die duisternis, teenoor die ware kerk, die valse kerk, teenoor die ware en toegewyde godsdiens, skyngodsdiens. Ons hoor so baie kere dat die kerk te eng of te streng is.
En weer eens is dit nie net ongelowiges wat dit sê nie. Ook kerkmense sê dit gereeld. So gebeur dit dat ons baie kere, sonder dat ons het besef, dele van die Bybel uitskeur. En net die dele waarna ek graag wil luister, wat vir my mooi is, wil aanvaar. Aan die een kant skuif ons die Bybel weg, aan die ander kant praat ons ewe vroom en heilig saam. Ons weier dalk om self voor God te buig, maar verwag dat ander na ons moet luister. Juist omdat ons die mag van die vyand ken, bid ons ook met hierdie gebed, hierdie bede, dat God die duiwelse mag sal verbreek. En hiermee erken ons dan ook, soos Paulus vir ons in Efesiërs 6 vers 11 en 12 sê, dat ons soldate van en vir Christus ons koning is, en dat ons gereed vir die stryd moet wees. Trek die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Dat ons ook moet bid vir die volkomenheid van die Here se koninkryk, waar God in alles en in almal sal wees. So word ons gebed dan 'n gebed vir die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Dit is waarna ek en jy moet uitsien en verlang. Met hierdie bede, laat u koninkryk kom, dra ek myself en die kerk van die Here aan my God op. Met die wete dat dit met die wederkoms van ons Here Jesus Christus volkome en volmaak sal wees. Bid dan gedurig, laat u koninkryk kom. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, u is vir ons goed. Ons loof u as ons koning, as ons regeerder, as ons opperheer. U wat verhewe is bo alles en almal. Dankie dat ons kan weet dat u ook ons kerk, u kerk beskerm, u kerk bewaar en wat groei en vermeerder, soos u dit beskik. Daarom bid ons ook, wees met u kerk. Ook in hierdie tyd waar daar bekommernisse is, waar mense oor baie dinge wonder, vra ons dat u ook genade sal gee, om aan die liefde en die trou in die koningskap vas te hou. Dankie dat ons dit van u kan bid. Ons loof en prys u in Jesus naam. Amen.
en luister, sien en hoor hoe die Here julle seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is in en by julle elkeen tot in alle ewigheid. Amen. Broers en susters, net 'n paar enkele afkondigings. Ons begin hierdie week met die voorbidding vir ons siekes. En ons is dankbaar ook vir gebedsverhoring dat Nelia van der Walt tuis is en dat sy daar aansterk, alhoewel sy nog vir 'n paar weke lank nog nie op haar been mag trap nie. Julle sal sien dat die winter nou besig is om verby te gaan. Ons het gisterand ons langste nag en gister ons kortste dag gehad, so ons kan een van die dae weer kortbroeke aantrek. So, maar bly intussentyd warm en gesond. En ons sê dan ook vir almal wat hierdie week verjaar, in die besonder vir Kotie Miller, wat die 26ste verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, Kotie. Mag dit werklik 'n geseënde dag en 'n geseënde jaar wees. Ons sing vir haar toe en dan ook vir die res van ons in ons land, sing ons toe die seën van Heer seën Afrika. Seënwense.